Kyk, baie keer het 'n mens net daai ekstra bietjie boost nodig om jou dag aan die gang te sit, om jou net weer te herinner wie God vir jou is en wat God vir jou doen. Ek lees vanmôre in Lukas 18 waar Jesus reageer en sê die dinge wat by mense onmoontlik is juis by God moontlik. En ek dink 'n bietjie daaroor want baie keer in ons lewe begin ons moedeloos raak want ons omstandighede is nie alright nie of dinge lyk nie altyd in die rigting waar ons wil hê dit moet wees nie. En ons het die afgelope tyd baie keer daarna gekyk oor hoe God vir ons voorsien, wat God vir ons doen en dat ons verhouding met hom baie noukeurig moet bou. En dan kry jy hierdie wonderlike ding wat sê dinge wat by mense onmoontlik lyk is altyd by God moontlik. Dit is hoekom 'n verhouding met die Here so belangrik is. Dit is hoekom dit so belangrik is om die woord van die Here te bestudeer, sodat ons geloof gebou kan word, sodat ons in tye wat ons 'n bietjie moedeloos raak, daaraan herinner kan word wie ons God is en wat hy vir ons kan doen en wil doen. Ek gaan lees toe 'n bietjie verder en in Matteus 17 vanaf vers 24 toe hulle in Kapernaum aankom en die beamptes van die tempelbelasting by Petrus gaan vra, "Hey, betaal julle meester die tempelbelasting?" En Jesus verduidelik toe vir hulle, maar hy sê 'n vreemdeling nie, dit is sy huis, maar om hulle nie aanstoot te gee nie, moet Petrus se ou visjetjie gaan vang en binne in die visjetjie se bek is daar 'n muntstuk en hy moet die tempelbelasting daarmee betaal. So Jesus het besluit, ek gaan julle nie aanstoot gee nie, maar hy het ook nie die geld om my tempelbelasting te betaal nie. En so leer hy vir Petrus en vir ons 'n les in geloof, dat as jy iets moet doen en jy raak moedeloos, onthou net een ding, God het alreeds 'n plan gemaak. Want daai muntstuk het op die grond gelê in die water, daai vis het hom opgetel en met hom rondgeswem. So iemand het daai muntstuk ingegooi, die vis het hom opgetel en toe Petrus die vis vang, was die muntstuk in die vis se bek. En dit is dieselfde wat ons gesien het met Josef, is dieselfde wat ons gesien het met Esther. God het klaar vir ons 'n plan gemaak. God het klaar vir ons voorsien, want hy wil vir ons voorsien en hy maak dinge vir ons moontlik. En dit is hoekom Jesus toe hy vir ons gesê het, my vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek vir julle, is dit wat dit beteken. God het alreeds jou plan vir jou uitgewerk. God het alreeds vir jou voorsien. Jy moet net jou vertroue in hom sit, want God is 'n waarmaker van sy woord. Hemelse Vader, ons loof en ons prys en ons eer U vanmôre. En ons vra dat U ons daaraan sal herinner dat alles by U moontlik is, dat U alreeds vir ons 'n plan uitgewerk het en dat U ons wil seën. En ons dank U Here dat ons vanmôre kan kom en U vrede kan kom aanvaar. Ons dank U vir U genade en U liefde. Amen.